Die gedig Ma deur Annetjie Krog. Ma, ek skryf vir jou 'n gedig, sonder fancy leestekens, sonder woorde wat rym, sonder bywoorde, net sonder. Kaalvoet gedig, want jy maak my groot. In jou krom klein handjies, jy bied my met jou swart oë en spitswoorde. Jy draai jou leiklip op, jy lag en breek my tente op, maar jy offer my elke aand vir jou, Here God. Jou musie oor my enigste telefoon, jou huis my enigste Bybel, jou naam my breekwater teen die lewe. Ek is so jammer, mamma, dat ek nie is wat ek graag vir jou wil wees nie. Maar laat ons 'n bietjie kyk na die gedig. Die gedig Ma deur Annetjie Krog is 'n bekende Afrikaans gedig wat handel oor die verhouding tussen 'n kind en sy ma, asook die emosies wat daarmee verband hou. Kom ons kyk na die titel en tema. Ma. Die titel van die gedig verwys direk na die moederfiguur wat 'n sentrale karakter is in die gedig. Die tema van die gedig fokus op die liefde, sorg en die emosionale band tussen 'n kind en sy ma. Kom ons kyk 'n bietjie na die inleiding. In die gedig beskryf Annetjie Krog 'n paar aspekte van wat dit beteken om 'n ma te wees en hoe dit vir 'n kind voel om 'n ma te hê. Dit is nie net oor die liefde nie, maar ook oor die moeilike tye, die pyn en die mooi herinneringe wat daarmee saamkom. So kom ons kyk 'n bietjie na die gevoelens. In die gedig is daar verskillende gevoelens wat oorkom. Soms is die gevoel van troos en beskerming, maar ander kere is daar ook die gevoel van frustrasie of misverstand. Kom ons kyk 'n bietjie na die gedig. Jy bied my met jou swart oë. Wat is dit? Daai is 'n metafoor. Vergelyk die moeder se blik met 'n beetle wat die in- intensiteit van haar aandag beklemtoon. Jy draai jou leiklip. Wat is dit? Dit is personifikasie. Die menslike eienskappe in die moeder se kop wat haar denke of houding uitbeeld. Kom ons kyk 'n bietjie na die einde van die gedig. Ek is so jammer, mamma, dat ek nie is wat ek graag vir jou wil wees nie. Wat is dit? Dit is ironie, die gebruik van woorde om die teenoorgestelde van wat verwag word uit te druk. Jy op die spreker se gevoel van tekortkoming wat teenstrydig is met die verwagting dat hulle aan die moeder se ideale moet voldoen. Die gedig bevat beelde soos krom klein handjies, swart oë en leiklip op, wat die moeder se sorg en karakter uitbeeld. Waarom dink jy gebruik die spreker hierdie beelde om haar gevoelens teenoor haar ma uit te druk? Laaste, lees die gedig hardop en luister na die rimte en klanke van die woorde. So wat eintlik is die boodskap van die gedig? Die boodskap van die gedig is dat al is die verhouding tussen ma en kind nie altyd maklik nie, die liefde van die ma altyd daar is. Dit is 'n bondel van emosies wat wissel van frustrasie tot pure liefde en beskerming.